Goeienaand en welkom. In hierdie derde week van Lent verken ons Jesus se vraag aan Judas en die soldate: "Vir wie soek julle?" toe hulle hom gearresteer het. En lees saam met my vandag se skrifgedeelte. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, het hy saam met sy disippels uitgegaan oor die spruit Kedron, waar 'n tuin was, en waarin hy ingegaan het en sy disippels. En Judas wat hom verraai het, het ook die plek geken, want Jesus het dikwels saam met sy disippels daarheen gekom. Judas se reis saam met Jesus het begin met Jesus wat hom genooi het om sy disipel te word. Nou om genooi te word om 'n rabbi te volg, was in daardie tyd geen geringe saak nie. Joodse kinders is van kleins af geleer in die skrif en die interpretasie en die uitleef daarvan. En dan op verskillende stadiums is hulle getoets. Die bestes het aanbeweeg na die volgende vlak, terwyl die wat uitgeval het, terug sou gaan om die aanbag van hulle paas aan te neem en hulle sou vissermanne of skrynwerkers word. Maar op die hoogtepunt van hulle opleiding sou 'n Joodse student na 'n rabbi toe kom en vra: "Kan ek jou volg?" Maar dan kom Jesus en hy keer die hele stelsel op sy kop. Hy nooi mense om hom te volg. Nou dit was 'n groot eer om die disipel van 'n rabbi te word, en natuurlik sou Judas dan ja sê. En so het Judas saam met Jesus en sy disippels gegaan en geleef, en hy het gehoor hoe hy praat, het gesien hoe mense genees, en hy het ook gehoor hoe Jesus praat dat die koninkryk van God hier is. En is dit hier wat Judas se ambisie vir posisie, mag, voorspoed in sy hart posgevat het? Hy het verwag dat Jesus die Messias sou wees wat 'n opstand sou lei teen die Romeinse leer en Israel sou lei om hulle te oorwin. So Judas het 'n droom van 'n Messias, wat 'n politieke en militêre oorwinning sou haal, en wat vir Israel sou herstel. Nou hy het die wonders van Jesus aanskou, die genesings, die vermenigvuldiging van brood en vis, en tog, ondanks al hierdie tekens, het Jesus nie 'n koninkryk gevestig op die manier wat Judas gehoop het hy sou nie. Judas se droom het 'n illusie geword, en sy teleurstelling het hom verblind vir die groter werklikheid van Jesus se missie. En hy draai weg van Jesus, hy loop 'n ander pad. En hoe dikwels gebeur dit nie ook met ons nie. Ons verwag 'n God wat ons probleme oplos, wat ons drome bewaarheid, wat ons dalk 'n lewe sal gee sonder lyding of stryd. Maar dan gebeur die lewe anders. Siekte tree in. 'n Verhouding breek, 'n gebed bly onveranderd. En diep binne in ons begin ons dalk 'n stille vraag te vra: is God regtig wie ek dink hy is? Nou dis in hierdie oomblikke dat ons soos Judas versoek kan word om 'n ander pad te kies, 'n pad wat weg van Jesus lei, waar ons self probeer beheer neem. Nou Judas se fout was nie net dat hy Jesus verraai het nie, maar dat hy nie bereid was om sy eie verwagtinge op te gee vir God se missie nie. En sy verraad was 'n weerspieëling van 'n hart wat afgewyk het van Jesus af. En tog is daar 'n ander manier om teleurstelling ook in God te kan hanteer, 'n manier wat nie tot skeiding en bitterheid sou lei nie, maar tot groei en tot geloof. En ek kan nie anders as om te wonder wat sou gebeur het as Judas sy teleurstelling met Jesus gedeel het nie. Nou as ons eerlik genoeg is om vir die Here te sê: ek het verwag hy sou anders wees. Ek het gedink hy sou op 'n ander manier my lei. Ek het gehoop dat hy hierdie gebed sou verantwoord of hierdie deur sou oopmaak. As ons eerlik genoeg is om dit te doen, kan ons die Here daarin ontmoet. Die psalmdigter roep in eerlikheid uit in Psalm 13: hoe lank nog, Here, sal u nog vir altyd my vergeet? Maar dan eindig hy ook af met vertroue. Hy skryf: maar ek vertrou op u troue liefde. Die pad van geloof is nie een sonder vrae nie. Dis 'n pad waar ons teleurstellings eerlik na God toe kan bring. Hy nooi ons in 'n werklike, dinamiese verhouding met hom, en waar ons God kan toelaat om ons sy weë te wys. Nou die tuin waar Jesus ingegaan het, was nie net 'n plek van verraad nie. Vir Jesus was dit 'n plek van oorgawe. Dis hier waar Jesus in sy eie stryd uitroep: Here, nie my wil nie, maar u wil geskied. En ons word genooi om hierdie selfde pad saam met Jesus te stap.
Dis in hierdie gebed dat ons nie net ons teleurstellings neerlê nie, maar wat ons ook ons hart oopmaak vir 'n groter, dieper belewenis van Jesus. 'n Geloof wat nie gevorm is rondom ons verwagtinge nie, maar wat bereid is om hom te volg, selfs as die pad anders lyk as wat ons gedink het dit sou wees. En vandag bring dit ons voor 'n keuse. Sal ons soos Judas van Jesus al wegdraai wanneer hy nie aan ons verwagtinge voldoen nie? Of sal ons soos Petrus, selfs in ons verwarring en seer kan sê, maar Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van ewige lewe. Nou in jou tyd van stilte vandag, kan ek jou nooi om 'n brief aan die Here te skryf oor die plekke waar jy al teleurgesteld was in jou geloof, verwagtinge wat nie vervul is nie. En bring dan dit in kwesbaarheid na die Here toe. Dan wil ek jou nooi om hierdie brief te lees as 'n gebed hardop aan die Here. En laat dit jou die gewig daarvan ook jou eie hart bereik. Voel die gewig daarvan. Maar gee dit dan ook oor aan God in die vertroue dat hy jou daarin sal kom ontmoet. Kom ons bid saam. Here, ons idees van wie U is, ons verwagtinge, kan soms in die pad staan van 'n intieme verhouding met U. En Here, ons wil vra dat U ons sal help om te laat gaan van ons eie willigheid, ons eie planne, sodat ons na U kan kyk in vertroue. Here, gee ons die moed om U te volg, om U te volg op U missie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Ek vra die genade om U bo alles te soek, en U met vertroue en oorgawe te volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade.